Ek groet jou in Jesus Christus se kosbare naam. Vertrou dit gaan goed met almal. En net dankie vir die voorreg om hande te kan vat. Weer eens 'n pad te kan saamstap, woord te kan deel en saam te kan bou en te kan groei en nie te stagneer nie, maar om op die einde van die dag vleis te eet, saam in geloof en dat ons vir die Here sal verheerlik deur ons geloof en ons gehoorsaamheid en ja, om 'n Christen te wees is nie 'n one-man show nie. Ons is deel van 'n span, van 'n eenheid, van 'n Christelike familie, van 'n liggaam waarvan Jesus Christus aan die hoof staan. En baie belangrik, Christendom bestaan nie uit jouself uit nie. En as ons deur geestelike oë kyk, gaan alles oor die een liggaam van Christus. My liewe broer en suster, ek wil jou vandag uitnooi om jou handbriek in jou lewe op te trek en stil te raak en ja, bietjie spasie te maak, tyd vir jouself te maak en mooi te luister oor 'n baie sensitiewe onderwerp waaroor ons vandag gaan gesels. Ek glo dat hierdie woord wat op my hart gelê het, wat dit van die Here afkom. Ek het ook gebid dat die Here 'n wag vir my mond sal sit, my tong sal knoop en dat hy deur my die praatswerk sal doen, dat daar absoluut niks van myself, uit myself uit sal kom, dat dit alles net van die Heilige Gees afkom, wat my absoluut bemagtig met genoeg ammunisie en die woorde soos kool op my hand, op my tong lê om die woord te bring. En mag ons Hemelse Vader natuurlik bo alles daardeur verheerlik word. Ons praat oor 'n baie sensitiewe onderwerp en dit gaan oor selfmoord en ja, ek gaan so 'n bietjie dit wat die Here op my hart kom lê het rondom hierdie saak gaan ek met jou deel. Ek gaan dit so gou as moontlik probeer spreek en op die tafel sit dat dit nie te lank sal wees nie. En ja, al wat God van jou verwag is tyd. Jou tyd is 'n offer in die hand van die Here. En so groei ons en so leer ons en so bou ons in mekaar se lewe in. My liewe broer en suster, ek wil vandag graag gesels met elke jong seun, jong dogter, man, vrou, enige iemand wat op die punt staan om op te gee. Ek wil met jou praat vandag. Daar is ongelooflike baie druk op ons mense en ons kinders, veral na die eksamens by die skool en op universiteite. Aan die ander kant is daar mense tussen ons wat hulle geliefdes verloor het aan onnatuurlike oorsake, maar ook motorongelukke, moorde, natuurrampe, selfs verhoudings en huwelike en gesinne wat uitmekaar uit verbrokkel het. Dan is daar nog die van ons wat hulle werk verloor het, hulle besighede, hulle plase, hulle praktyke ensovoorts verloor het. Daar is ook die van ons wat elke dag in 'n oorlog, hoe kan ek sê, betrokke is van siektes soos kanker, vigs, TB ensovoorts, wat dit beklei op 'n daaglikse basis. Wat ook al jou redes mag wees om op te gee, moet dit nie doen nie. Moenie reg in eie hande neem nie, moenie opgee nie. Luister wat ek vandag na die tafel toe bring. In hierdie week lees ons van 'n pa wat eers sy dogter geskiet het, kleindogtertjie, en toe op die einde van die dag die geweer op homself getrek het. My liewe broer en suster, baie mense wat wêrelds is, mense wat melk drink in geloof, wat geestelik dood is, sal nie hierdie tipe goed verstaan nie. Verstaan my, baie is geestelik blind en doof. Baie is absoluut geestelik dood. Hulle verstaan nie hierdie dinge, hulle verstaan nie waar al hierdie dinge kom nie. En die een probeer groter God as die ander een speel en is gender-based violence en die een is 'n groter aktivis as die ander een en almal probeer sy eie, hoe kan ek sê, siening rondom hierdie saak al ewig op mense afdwing, maar op die einde van die dag jou opinie tel nie, my opinie tel nie, Satan se opinie tel nie, dis God en God alleen se opinie wat tel. En dis die probleem, jy weet, ons sit met slegte leiers wat probeer voorstap, wat allerhande goed in ons koppe indoktrineer en wat hy sê is waar, verstaan jy, hy of sy en hulle stoomroller almal uit die pad uit, maar eintlik is hulle absoluut geestelik dood en hulle verstaan nie wie die ware vyand agter al hierdie dinge is nie. En dis hoekom die Here my hierdie leerstelling laat maak, dat ek vir jou sê, ja, ek het 'n T-shirt in die kas. Ek was self ook op daardie plek in my lewe gewees, my liewe broer, suster, ek het 'n pad gestap, mense wat my ken, wat saam in my pad stap, sal besef en weet waar kom ek vandaan. Dis iets wat ek baie oor praat nie, maar dis iets wat ek daagliks in my hart geknoop hou en wat ek verstaan en waar dit hou my nederig en dit wys my op die plek waar ek vandaan kom. Maar ja, ek was self op daai plek gewees waar dit voel 'n ou wil nie meer aangaan nie en 'n ou wil moed opgee en
Ja, dit voel of jou hele wêreld ineenstort en daai swaar, daai negatief, daai absoluut bedruktheid, daai weet 'n mens wil net opgee en ophou lewe. Ek ken daai gevoel, ek was daar gewees. Glo dit of nie, glo dit of nie, maar al daardie negatiewe gevoelens en emosies is geestelike aanvalle van Satan af. Die Satan kan jou geestelik aanval en hy kan jou vleeslik deur mense aanval. Ons mense verstaan dit nie. Ons soek ons antwoorde by alles en almal behalwe by die Here. Ons geloof is niks anders as lippetaal nie. Baie van ons dien die Here met ons monde, maar ons harte is baie, baie ver van hom af. Die Bybel is vol voorbeelde van mense, jong seuns en dogters, wat besete was, wat deur Satan en sy bose magte getuister en misbruik was. Die Satan het hulle neergegooi, soms in die vuur gegooi, skuim het uit hulle monde uitgeborrel. Dit was nie hulle keuses nie. Hulle was totaal en al beset en onder die mag van Satan. Aan sy bose koninkryk was hulle geestelik vasgevang en vasgeketting, vasgedraai, soos die woord ons leer in Jesaja 42:7, Lukas 4:18-19 en Jesaja 61 vers 1 en 2. Hulle was in geestelike gevangenskap. Jesus het hulle kom vrymaak. Nie met stokke of met klippe, met prentjies of optogte of liedjies of terapeute of spesialiste of dokters of pille nie. Nee, deur die krag en die werking van die Heilige Gees was almal van hulle verlos, bevry en gesond gemaak. Jesus het ons kom leer van die geesteswêreld. Jesus het God se koninkryk aarde toegebring. Daar staan geskrywe, luister, spit jou ore. Maar daar kom 'n tyd, dis Jesus wat hier praat, toe hy op aarde nog was. En dit is nou, daar kom 'n tyd en dit is nou, wanneer die ware aanbidders, die Vader deur die Gees en 'n waarheid sal aanbid. Want die Vader wil juis sê dat mense wat hom aanbid, dit so moet doen. God is Gees, en die wat hom aanbid, moet hom deur die Gees en 'n waarheid aanbid. Geloof in Jesus Christus is al wat jy nodig het. Dit en 'n opregte hart. God sal die res doen. Vra my, ek was daar. Ek weet hoe dit voel. Ek weet hoe amper en hoe vinnig dit kan gebeur. Ek het meer as genoeg redes gehad om op te gee, ja. Maar ek het ook net soveel genoeg redes gehad om aan te gaan. Maar die teenwoordigheid van Satan het ek totaal en al in my lewe onderskat. Hy en sy bose magte het lekker partytjie in my lewe gehou. Hulle het gekom om my lewe te verwoes en dit amper reg gekry. Maar God het ander planne gehad. Ek was nog nooit iemand wat maklik opgegee het nie. In my geval het ek na die regte kanale, na die regte hande gegryp. Ek het my hulp by die Here gaan soek. Ek het na hom geroep. Ek het 'n lyn in die sand getrek. Ek het vir God gesê, vir my is jy niks anders as 'n trompie karakter in 'n storieboek nie. Ek weet van jou, maar ek het geen persoonlike verhouding met jou nie. Ek gaan my Bybel nou vat en ek gaan hom deurlees en as jy wel bestaan, vra ek dat jy my sal kom help. Met my sal praat, want ek weet nie meer hoe om verder aan te gaan nie. Dit was 12 jaar terug, my liewe broer en suster. Hier sit ek vandag, ek lewe nog, ek is nie ryk nie, ek word nie gelike nie. In baie mense se oë sal ek 'n loser gekenmerk wees, maar ek kan jou vandag een ding verseker, ek ken my God, ek ken vir Jesus, die man van Nasaret, ek ken die krag van die Heilige Gees, en ja, ek is bly ek het nooit opgegee nie. Op aarde is ek miskien arm, maar in die hemel het ek vir myself 'n skatkis opgebou. Ek soek nie jou geld nie. Ek soek nie eie eer of erkenning nie. Al wat ek soek is om God te behaag deur my geloof en my gehoorsaamheid. As ons kyk na 'n man soos Judas Iskariot, baie van ons het 'n appeltjie met hom te skil. Maar weet julle dat al sy dwaase optredes geprofeteer was? Alles was geprofeteer oor hom. Ja, alles wat geprofeteer is oor hom, het 100% uitgespeel soos God dit beplan het.
Net soos die Farao in Egipte was hy ook gebruik om ons hemelse Vader op die einde van die dag te verheerlik. Hoor wat sê die Bybel, wat sê die profesie oor 'n man met die naam Judas Iskariot. Daar staan geskrywe, Judas sou Jesus verraai. So moes die skrif vervul word. Vir elke aksie in vlees is daar 'n reaksie in gees. Matteus 26 vers 24 en 25 gee die Here vir julle. Die seun van die mens gaan inderdaad sterwe, soos daar oor hom geskrywe staan. Maar wee die man deur wie die seun van die mens verraai word. Dit sou vir daardie man beter gewees het as hy nooit gebore was nie. Toe sê Judas, sy verraaier, is dit miskien ek, Rabbi? En Jesus antwoord, dit is soos jy sê. Nog 'n skrif wat die Here gee, Johannes 17 vers 12. Toe ek by hulle was, dis Jesus wat hier praat, het ek hulle in u naam bewaar, die naam wat u my gegee het. Ek het hulle beskerm en nie een van hulle het verlore gegaan nie, behalwe die een wat verlore moet gaan, sodat die skrif vervul kan word, alles geprofeteer. Jy sien, Spreuke 16:9, jy beplan jou pad, maar God beplan jou weë. Die mens werk, maar God beskik. Jy weet, selfs Judas Iskariot se val is deur die profeet Sagaria geprofeteer. Selfs die grond wat gekoop is deur die geld wat die Jode as losprys vir Judas betaal het, vir die uitlewering van Jesus is geprofeteer. Glo dit of nie? Die Here gee vir my hierdie skrifte om dit te staaf en te bevestig. Sagaria 11 vers 12 en 13. Ek het vir hulle gesê, as julle wil, gee my loon. As julle nie wil nie, laat staan dit. Hulle het toe my loon afgeweeg, 30 stukke silwer. Die Here het vir my gesê, gooi dit vir die pottebakker. En dit was nogal die kosbare loon wat hulle gemeen het ek werd is. Maar ek het die 30 stukke gevat en dit in die huis van die Here vir die pottebakker gegooi. Nog 'n skrif wat die Here wat daarop van toepassing is, Matteus 27 vers 5 tot 10. Judas het toe die geld in die tempel ingegooi, weggeloop en homself gaan hang. Hy het homself gaan ophang. Die priesterhoofde het die geld opgetel en gesê, dit is nie geoorloof om dit in die tempel vir ons te stort nie, want dit is bloedgeld. Hulle besluit om daarmee die grond van die pottebakker te koop as 'n begrafplaas vir vreemdelinge. Daardie stuk grond word tot vandag toe nog bloedgrond genoem. Toe is die woord vervul wat die Here deur die profeet Jeremia gesê het. Jy sien, alles is vervulling geprofeteer. En hulle het die 30 silwermuntstukke geneem. Dit is die prys wat die Israeliete ooreengekom het om vir hom te betaal. En hulle het dit uitbetaal vir die grond van die pottebakker. So het die Here dit aan my opgedra. Nog 'n skrif wat die Here hier gee, Jeremia 32 vers 6 tot 9. Kyk wat het hy geprofeteer, Jeremia. Jeremia het vir Sedekia geantwoord, die woord van die Here tot my gekom. Jou oom Salem se seun Hanamel sal na jou toe kom en sê, koop my stuk grond wat in Anatot is vir jou, want volgens die lossingsreg moet jy dit koop. Soos die Here gesê het, het my neef Hanamel na my toe gekom en in die binneplaas van die paleis wag en vir my gesê, koop tog my stuk grond wat in Anatot is in die gebied van Benjamin. Dit is jou reg om dit te besit. Jy het die lossingsreg. Koop dit vir jou. Ek het toe geweet, dit is die woord van die Here en het die stuk grond wat in Anatot is by my neef Hanamel gekoop. Ek het vir hom 200 gram silwer afgeweeg. En dan die laaste skrif wat die Here gee, wat op hierdie woord van toepassing is, Handelinge 1 vers 18 tot 20. Met die geld wat Judas vir sy misdaad gekry het hy 'n stuk grond gekoop. Daar het hy vooroor geval en oopgebars en al sy ingewande het uitgepeel. Dit het bekend geword onder al die inwoners van Jerusalem. Daarom word die plek in hulle taal Akeldama genoem. Dit beteken bloedgrond. In die boek van die Psalm staan daar, laat sy woonplek leeg word, laat niemand daarin woon nie, en laat 'n ander sy amp oorneem. Alles het presies gebeur soos daar oor Judas geprofeteer was.
Ons lees in Johannes 10:10 dat die dief kom net steel, slag en uitroei, wat verwys na Satan toe. Dit is die karaktereienskappe van Satan. Al hierdie karaktereienskappe kon ons ook in Judas Iskariot identifiseer. Hy was 'n dief, 'n leienaar, 'n verraaier. Hy kon nooit vertrou word nie. Die Here gee die volgende skrif om dit te staaf en te bevestig. Johannes 12 vers 4 tot 6. Judas Iskariot, een van sy disippels, die een wat hom sou verraai, sê toe, waarom is hierdie reukolie nie vir 300 silwer muntstukke verkoop en die geld vir die armes gegee nie? Dit het hy gesê, nie omdat hy hom oor die armes bekommer het nie, maar omdat hy 'n dief was. Hy het die beursie gehard en hy het van die bydraes gevat, so hy was 'n bedrieger en 'n dief en hy het gelieg. Johannes 13:11, Jesus het geweet wie hom sou verraai. Daarom het hy gesê, julle is nie almal skoon nie. Johannes 13:11. Dan gee die Here nog 'n skrif. 1 Johannes 3 vers 13 tot 16. Luister mooi. Dit is immers die boodskap wat julle van die begin af gehoor het. Ons moet mekaar lief hê. Moenie soos Kain wees nie. Hy het aan die bose behoort en het sy broer vermoor. En waarom het hy hom vermoor? Omdat sy eie dade sleg was, net soos Judas se dade ook sleg was, en sy broer sin reg, daar het ek verwys na Jesus, want Jesus se dade was ook reg. Broers, moenie verbaas wees as die wêreld julle haat nie. Ons weet dat ons klaar uit die dood na die lewe oorgegaan het, want ons het ons broers lief. Wie nie lief het nie, bly in die dood. Elkeen wat sy broer haat is 'n moordenaar. En hulle weet dat geen moordenaar die ewige lewe in hom het nie. Hieraan weet ons wat liefde is. Jesus het sy lewe vir ons afgelê. Ons behoort ook ons lewens vir ons broers af te lê. Fantastiese skrif. Ja, Judas het wel berou gehad. Hy het spyt gekry oor sy optredes teenoor Jesus. Maar dit was klaar te laat. Die Satan het hom klaar misbruik om Jesus te verraai, om oor te lewer en tot die dood toe te vervolg. Daar staan geskrywe Matteus 27:3. Toe Judas die verraaier sien dat Jesus tot die dood veroordeel is, het hy spyt gekry. Hy het die 30 silwer muntstukke teruggebring na die priesterhoofde en die familiehoofde toe. So hy het tog berou getoon en spyt gekry. Alles het wel volgens God, die Vader, ons Vader in die hemel, alles het volgens sy wil en tyd gebeur. Die Vader het alles toegestaan en toegelaat. Jy sien, alles is geprofeteer, hoe Jesus sou kom, die Messias, die Christus, die Seun van die Allerheilige God, Immanuel, God by ons. Alles is geprofeteer en alles het 100% uitgespeel. Soos die profete dit oor Jesus uitgespreek en verkondig het, selfs oor Judas en die muntstukke en hoe sy klere van hom afgeloot is. Op die einde van die dag gee die Here vir my Lukas 22 vers 53. Jy sien, die duiwel kon absoluut niks aan Jesus doen, tot daar waar die Here toegestaan en toegelaat het nie. Lukas 22 vers 53. Dag vir dag was ek, dus in hoofletter Jesus, saam met julle in die tempel, en julle het nie 'n hand uitgesteek om my te vang nie. Maar nou dat die tyd vir die duistere magte daar is, het julle kans. Jy sien, daar het 'n tydperk gekom. Dit was die tyd vir die duistere magte en dis hoekom dinge op die einde van die dag uitgespeel het. En dis hoekom Jesus ook geweet het in die tuin van Getsemane wat vir hom voorlê. En daar het hy gespreek op sy knie, wat hy bloed gesweet het. Vader, U wil nie my wil nie, U wil en nie my wil nie. U wil en U wil alleen. As dit U wil is, laat hierdie lydensbeker my verbygaan. Maar toe hy daar opstaan, het hy geweet wat gaan hy doen. En daar het hy die oorwinning behaal. Aan God kom al die lof en eer toe. Iets wat baie belangrik wat ek met julle wil deel, wat vandag na my luister. 'n Mens se liggaam, luister baie mooi, bestaan uit 'n siel, gees en 'n vlees uit. Die Bybel is baie hard en duidelik hoe die Satan binne Judas Iskariot ingevaar het. Die Bybel sê dit baie hard en duidelik. Van daar af was hy totaal en al geboek om tot 'n val te kom. Hy het Jesus gaan verraai, om uitgelewer aan die valse godsdienstige leiers en soldate.
Van daar af was Jesus gevange geneem en gekruisig. Kyk vleeslik en geestelik daarna. Hoor die woord van die Here, daar staan geskrywe, hoor die skrifte wat die Here vir julle gee. Lukas 22 vers 3. Die Satan het in Judas, wat Iskariot genoem is, en een van die 12 was, ingevaar. So die Bybel is baie hard en duidelik hoe die Satan gees in Judas, in die vlees ingevaar het. Johannes 13:27 gee die Here vir julle. En nadat Judas die stukkie brood gevat het, het die Satan in hom ingevaar. Toe sê Jesus vir hom, wat jy wil doen, moet jy baie gou doen. So ja nee, daar het Jesus klaar geweet wat is Judas se planne. En dan Lukas 22 vers 4, hy het toe met die priesterhoofde en die offisiere van die tempelwag gaan praat oor hoe hy Jesus in hulle hande kan laat kom. Dit was alles ou Judas se werk, so alles is geprofeteer en Jesus het geweet met wie hy deel. As jy die gordyne oopgetrek het in Judas se lewe, was die probleem nie hy nie, dit was Satan en sy bose koninkryk. En dis hoekom die Bybel dit vir ons baie duidelik maak, hoe Satan in Judas ingevaar het. En van daar af was hy absoluut geboek om tot 'n val te kom. Ek deel dit vandag met julle. Hoekom? Want die Here wil hê julle moet weet waar al hierdie geestelike aanvalle, al hierdie selfmoorde vandaan kom. Dit is baie duidelik dat Satan vir alles verantwoordelik is. Alles gaan oor geestelike regte, depressie, verwerping, selfmoordgedagtes ensovoorts. Is alles maar net wêreldse termes of maniere om na 'n sekere toestand of emosie te verwys. Dis absoluut waarheid. Ons lees in God se Bybel wie ons ware vyand hier buite is. Efesiërs 6:12. Ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke mag en gesag, teen elke gees wat heers oor hierdie sondige wêreld, teen elke bose gees in die lig. So kort en kragtig opgesom, ons vyand, die probleem is nie God se skepingswerke wat jy met die oog kan sien nie, maar die boosheid wat van binne af uit die persoon uit manifesteer. Dit is die ware vyand hier buite, in die siel en gees, Satan en sy bose koninkryk. Die Here gee nog 'n skrif, 2 Korintiërs 10 vers 3 tot 5. Natuurlik leef ons in 'n menslike liggaam. Ek en jy wat vandag na my luister, jy leef ook in 'n natuurlike liggaam. Ek het 'n natuurlike liggaam, jy het 'n natuurlike liggaam. Maar die Bybel leef vir ons, maar ons voer nie die stryd met menslike wapens nie. So ons voer nie die stryd met gewere en bomme en messe en kanonne en daai tipe goed nie. Nee, die wapens van ons stryd is nie die wapens van die mens nie, maar die kragtige wapens van God wat vestings kan vernietig. Daarmee vernietig ons die redenasies en elke hooghartige aanval wat teen die kennis van God gerig word. Ons neem elke gedagte gevangen om dit aan Christus gehoorsaam te maak. Die wapens van lig, my liewe broer en suster, dit is waarvan die woord hier praat. Goed en sleg. God is in totaal en al in beheer van alles. Johannes 3:27, niemand besit enige bevoegdheid om iets te doen as dit nie uit die hemel uit aan hom gegee is. En dit geld natuurlik vir meneer Satan en sy bose koninkryk ook. God het altyd die laaste sê. God sal selfmoord, luister baie mooi, ek is amper klaar. God sal selfmoord soms toelaat, of verwoes dit op die einde van die dag aan die mense se lewens. Een voorbeeld daarvan lees ons in die boek Rigters. Samson het selfmoord gepleeg. Deur dit het hy duisende Filistyne tot 'n val gebring. Daar staan geskrywe, ek lees dit vir julle, Rigters 16 vers 23 tot 30. Die leier van die Filistyne het bymekaar gekom om 'n groot offer te bring vir hulle God, Dagon, en om fees te vier. Hulle het gesê, ons God het ons vyand Samson in ons mag oorgegee. Toe die Filistyne hom sien, het hulle God geprys en gesê, ons God het ons vyand in ons mag oorgegee. Ons vyand wat ons land verwoes het, hy wat so baie van ons doodgemaak het. Toe die Filistyne lekker vrolik was, het hulle gesê, roep vir Samson, dat hy ons kom vermaak. Hulle het toe vir Samson uit die tronk laat kom, en hy het hulle vermaak. Hulle het hom tussen die tempelpilare laat staan, en hy het vir die helper wat hom aan die hand vasgehou het gesê, laat my so staan, dat ek die pilare kan voel waarop die tempel rus, en dat ek daarteen kan leun. Die tempel was vol mans en vrouens.
Al die leier van die Filistyne was daar. Op die dak was omtrent 3000 mans en vrouens wat gekyk het hoe Samson hulle vermaak. Toe roep Samson tot die Here, Here my God, dink tog aan my. Maak my tog net hierdie een keer sterk, o God, dat ek my met een daad op die Filistyne kan wreek oor my 2 oë. Samson het die 2 middelpilare waarop die tempel rus vasgevat en teen hulle geleun met sy regterarm om die een en sy linkerarm om die ander. Toe sê hy, laat my sterf saam met die Filistyne. Hy het met al sy krag getrek en die tempel het ingeval op die leier van die Filistyne en op die mense daarin. So het Samson met sy dood meer mense doodgemaak as in sy lewe. Baie van ons mense lewe of Satan en sy bose magte nie bestaan nie. Glo my, hy is vir al hierdie pyn, seer en bitterheid verantwoordelik. Ek ken hom, ek weet hoe hy aanval. Jy sal hom nooit sonder geloof in Jesus Christus kan stop of oorwin nie. Sonder belydenis en bevryding, dit is al manier om van sy regte oor jou lewe ontslae te raak. Ja, God doen nog steeds wonderwerke, maar ons moet bly by die egte suiwer evangelie van God. Ons moet luister na die stem van die Heilige Gees. Hy moet in alle tye die praatwerk doen. Jy sien die woord sê ook, jy mag die Here jou God op die proef stel. Ja, God doen nog steeds wonderwerke, maar op sy eie persoonlike tyd. Verstaan jy, die Here, sy wil en tyd sal altyd geskied. So, ons kan God nie voorsê nie. Ons kan net getrou en gehoorsaam wees aan die opdragte wat God vir ons gee, in ons gees en ons harte, deur die krag van die Heilige Gees wat in en om ons lewe. Enige vorm van moord het absoluut niks met God se koninkryk uit te waai nie. Oorlog, aborsie, genadedood, selfmoord, moord, alles is die werk van Satan. Baie van ons mense beklei mekaar, vervloek mekaar, ons neem mekaar kwaadlik vir al ons pyn en seer. Maar as jy die geestelike gordyne agter alles ooptrek, sit Satan in sy bose koninkryk agter alles. Of jy moor en of jy vermoor word, daar sal wel rekenskap geëis word op die dag van oordeel. Tyd is in God se hande. Geregtigheid sal altyd seëvier. Daar staan geskrywe, luister na die woord wat die Here vir julle gee. Genesis 4:7. Wag daar nie vir jou blydskap as jy goed doen nie. As jy nie goed doen nie, die sonde, die Satan wag jou in daar buite en hy wil jou in sy mag kry. Maar jy moet oor hom heers. Jy sien, dit waar die Bybel inkom, dis jou fondament, riglyn en kompas. En Jesus Christus is natuurlik jou rolmodel, 1 Johannes 2 vers 4 tot 6. Jy moet kan praat, skryf, hoor en optree soos Jesus Christus dit gedoen het. So as jy op daai pad stap en na die woord van die Here luister en die voetspore vol van Jesus Christus, sal jy oor die sonde, sal jy oorwin, verstaan jy, en hy sal jou nie in sy mag kry nie. Nog 'n skrif wat die Here vir julle gee, Genesis 9 vers 5, luister mooi wat die woord hier sê, almal van julle wat foute gemaak het, luister mooi wat die Here hier sê, Genesis 9 vers 5, wanneer julle eie bloed vergiet word, sal ek met 'n hoofletter almagtige God daaroor rekenskap eis. Want dit is julle lewe. Van 'n dier sal ek rekenskap eis oor die lewe van 'n mens. En van 'n mens sal ek rekenskap eis oor die lewe van sy medemens. So jy gaan pa staan, verstaan, kort en kragtig opgesom, moenie moord pleeg nie. God sien alles raak en die duiwel sien ook alles raak. Die Satan kla jou natuurlik aan in God se troonkamer. So ja, jy het nie weggekom met moord nie. Die Here sien, hoor en weet alles. Niks is vir hom verborge nie. So voor jy moord pleeg, voor jy verkrag, voor jy onskuldige kinders molesteer, betas of verkrag, moet jy rekening hou met die oë van die Allerhoogste wat op jou gerig is. Jy sal nooit ooit in jou hele lewe daarmee wegkom nie. Dit is 'n sonde wat jou in die hel kan laat beland. My liewe broer, suster, as jy verantwoordelik is vir iemand se dood, of dit 'n gewone moord is en of dit op oorlog plaasgevind het, selfs vrouens wat aborsies gehad het,
En selfs die hoe kan ek sê, die nuwe rigting wat die wêreld in beweeg met genade dood, wat party van ons sommer wil besluit, wanneer moet iemand genade dood ontvang, en probeer jy self God speel. Dis ons nou die nuwe rigting wat die mensdom in beweeg. Kom ek vertel jou gou vandag iets, jy gaan pa staan, jy gaan rekenskap gee daarvoor, en jy het nie weggekom daarmee nie. Baie van julle wat ander mense se bloed op julle hande het, mense wat se bloed van die grond afroep na God, julle het nie weggekom daarmee. Miskien dink jy het weggekom daarmee, maar God het alles gesien, hy sien, hoor en weet alles, niks is vir hom verborge nie. My raad aan almal wat moord gepleeg het, is om te bekeer. Dit sluit oorlog en aborsie in. Enige sonde is vergeefbaar, behalwe as jy die Heilige Gees laster. Daar is genade, daar is tweede kanse, daar is barmhartigheid. Die keuse is natuurlik in jou hande. Jy moet net die regte keuses en besluite kan maak. Ek sluit af met 'n link of 'n skakel na my bevrydingsblad toe. Moenie opgee nie. Moenie jou eie lewe neem nie. Geef vir Jesus 'n kans in jou lewe. Jy sal nooit ooit weer dieselfde wees nie. Wat het jy om verder te verloor? Absoluut niks nie. Gee jouself as 'n 100% heilige offer vir God. God sal die res doen. Jy sal doen wat Jesus gedoen het en nog meer. Gaan lees dit in Johannes 14:12. Saam kook ons vir die koning. Kom ons raak stil, dan bid ons die Here se seën oor hierdie saad wat sopas geplant is. Vader, 'n eer en 'n voorreg sal dit altyd wees om in u seun se naam Jesus Christus te kan spreek. Ek gee vir u die lof en eer, want u is die God wat die woord op my lippe kom lê het, Here, soos vuur, Here, wat u uit my hart uitspreek. Al die lof en eer kom u toe. Niks wat ek sê, niks wat ek doen is uit myself. Dis alles net genade van bo af. Here, mag u, my Vader, bo alles daardeur verheerlik word. Ook Jesus Christus wat aan u regterhand sit. Ons bid vir oorwinning en deurbraak, dat die saad wat geplant is, dat u engele sal uitstuur, wat daai saad wat nou geval het in die gees in die harte van mense, wat geplant is, wat afgesmeer het aan die harte van almal wat met hierdie leerstelling met my paie kruis. Ons bid dat die engele van die Here daai saad sal behoed, bewaar, beskerm, kunsmis en water sal gooi, en laat u daai lande sal alles inoes, as die saad ryp is. Here, ons weet, elke persoon wat opgee, elke persoon wat sy eie lewe neem, of hy homself skiet of vergas, of hy homself ophang, of hy sy polse sny, of hy pille drink, en of hy karongelukke veroorsaak, of by berge afry, Here, enigiets wat hy doen om homself te verwoes en te vernietig, Here, die werk van die vyand is, en al wat outomaties gebeur, hy gee vir Satan 'n trofee op sy handkas. Ek bid vandag dat u in die gees en die hart van soveel mense sal intree, wat miskien vandag, hier op hierdie sekond, hierdie minuut, hierdie uur van die dag, negatief is en mismoedig is en wil opgee, Here, dat u nuwe krag in hulle lewens sal inspuit deur die krag en die werking van die Heilige Gees, dat u die vuurkolom en die wolkolom in hulle gees en hulle harte sal wees. En ja, Here, daar waar hulle op 'n punt kom wat hulle nie meer wil lewe, wat hulle opgee, Here, is daar niks wat hulle verder hou nie. En Here, dat hulle daai een hand sal gryp, wat ek ook gegryp het, wat 'n totaal en al 'n verskil in jou gees en jou hart en jou lewe kom maak. Wat het hulle om te verloor? Absoluut niks. En daar waar jy in 100% oorgawe tot volle inkeer kom, jouself vir die Here gee, wat u hulle vul met die Heilige Gees, Here, staan hulle op soos reuse in die geestesrealm, en u kan hordes, duisende, hulle die potensiaal om soveel hoogtes te bereik deur die krag van die Heilige Gees wat in en om hulle lewe. Here, ek bid dat u sal intree en optree in elke gees, elke hart wat vandag na my luister, dat ons sal gryp na die hand wat verlos en vry kan maak. Ons weet dokters en pille en terapeute en spesialiste kan jou laat beter voel, maar daar is net een wat genees en sy naam is Jesus Christus, en u het die mag. Ons weet het om een woord te spreek, of net u vinger op enige persoon te lê, en hy is binne sekondes genees, geestelik, vleeslik en verstandelik. U sê in die woord, Jakobus 5 vers 15-16, as ons sondes tussen mekaar bely, sal ons genees word van ons siektes en vergewe word van al ons sondes. En daarvoor eer ons u, Here, geestelik, vleeslik en verstandelik. Ons staan op die beloftes van 1 Petrus 2:24, dat deur Jesus se wonde aan die kruis is ons genees. Daai belofte is daar vir elkeen, wit, bruin en swart, man, vrou of kind.
Ja, Here, maak nie saak wat die taal praat, maak nie saak waar hulle bly nie. Jesus staan reg om hulle hand te gryp vir die wat na hom roep. En dan mag u kragtig deurkom, mag u die gees die harte van soveel mense aanraak, wat op hierdie spesifieke tyd en dag miskien mismoedig voel en opgee, Here, en Satan daai absolute gewigte en bakstene en rotse op hulle skouers kom plaas, Here, wat daai absolute saad van duisternis en vervloeking wat oor daai persoon hang, en Satan wat die hele tyd die gedagtes in die hart plaas om op te gee, niemand gee om nie, niemand is lief vir jou, niemand luister jou nie, God het sy rug op jou gedraai, wat niks anders as 'n klomp lees is, want hy is die vader van die leuen, en ons sien hom vir wie en wat is, hy probeer iets wees wat in sy hele lewe nie kan wees nie. Ons bid vir die ook wat opgegee het, wat nie altyd die egte suiwer woord ontvang het nie. Die woord is baie hard en duidelik in Lukas 12 vers 47 en 48, kort en kragtig opgesom. U gaan die mense met stokke slaan, met klippe gooi, wat nooit die egte suiwer woord en evangelie van Jesus Christus ontvang het nie. As Christen kinders van u koninkryk, staan ons vas op die titelaktes van die woord wat vir ons leer dat u die God, die skepper is van hemel en aarde. U het alles en almal geskape, elke korreltjie sand, elke druppel water, elke boom, elke blaar, elke vrug, die see en alles daar in die land en alles daar op die hemel, alles daarbo, elke mens, elke dier het u geskape, hierdie mens as beeld van God geskape, en u het gesê, dit is goed. Here, ons staan op die beloftes van die woord, die titelaktes van die woord, ons vat daai gesag en autoriteit in die naam bo alle name, Koning Jesus Christus, en ons tree in vir ons medebroers en susters, maar selfs vir die wat u nie geken het nie, wat heel moontlik daar u gegryp het, en nooit die egte suiwer woord ontvang het, en wat op die einde van die dag die verkeerde besluite geneem het, die verkeerde keuse, die verkeerde pad gevolg het, en hulle eie lewens geneem het. Ons tree in as kinder van u koninkryk, wat ons pleit vandag by u, vergewe hulle God, wat hulle weet nie wat hulle doen nie, vergewe hulle vir daai swakheid en foute in hulle lewens. Ek pleit by u, vergewe al hulle sondes, al hulle ongeregtighede, as dit u wil is, red hulle siele. Maar ja, Here, nie die volle waarheid sal vrymaak, en Here, u weet of hulle die volle waarheid ontvang het of nie. U is die God van ongeregtigheid nie, en u is 'n regverdige God, en u is nie 'n boelie nie, u weet wie die waarheid ontvang en wie nie. Here, ons weet dat ons is almal oorwinnaars in die Here Jesus Christus. Ja, in vlees is ons soos klein korreltjie sand in die middel van die see. Dit is hoe klein ons werklik in vlees is, maar in gees is ons tot alles in staat deur Jesus Christus, wat vir ons die krag gee. Dit wat binne ons lewe is groter en sterker as die duiwel wat in die wêreld is. Kolossense 2:15, Jesus het klaar elke mag en gesag ontwapen. U sê die woord, as God vir ons is, wie kan dan teen ons wees? En u laat alles ten goeie meewerk vir die wat vir u lief is en volgens u besluit geroep is. Ek eer u daarvoor, ek prys u vandag daarvoor om die harte en die gees van soveel mense op te tel. Ook ouers en kinders wat se ouers miskien die verkeerde roete gevolg het, opgegee het in die lewe, wat soveel vrae in hulle hart het, maar nie antwoorde nie. Vandag is die antwoorde daar, dat ons sal besef en weet, die mens wik, maar God beskik. En ja, Here, u is 'n regverdige God, 'n regverdige regter. U gee vir almal van ons 'n vrye wil en keuse. En so lief as wat u ons het, moet ons, het u nie wit broodjies, u is nie 'n aannemer van 'n persoon nie. En net omdat ons sê ons is Christene, beteken glad nie dat u ons kant sal kies nie. We must walk the talk. Ons kan nie compromise, swaai en draai in die woord van God nie. En ons moet die riglyne en die fondamente van u woord kan getrou gehoorsaam. Dit gaan alles oor geestelike regte. As ons alles in gees evalueer, sien ons vir Satan vir wie en wat hy is. Daar waar ons die gordyne ooptrek, sien ons hoe lekker hy partytjie hou, nie net in Suid-Afrika, maar in die hele wye wêreld. Maar ons weet, u is nie 'n verlore nie. U het altyd 'n plan B. En ons is opgewonde wat ons weet, Here, dat u is die almagtige God, daar's niemand anders te soos u nie. Dankie vir Jesus, dankie vir daai opoffering aan die kruis, en dankie dat ons kan weer die oordeelstraf en vergelding kom u toe. Kom u koer toe nie, kom geen ander mens of hemelliggaam toe nie, kom ook nie vir Satan toe nie. Ja, Here, kom vir u en u alleen kom dit toe. En ek prys u daarvoor in Jesus Christus. Ek bid die seën oor die saad, en laat hy die trefkrag sal hê, die impak sal hê, die lig sal sien waarvoor dit bestem is, en dat u, my Vader, bo alles daardeur verheerlik sal word. Mag jy in die gees en die harte van soveel mense inspreek vandag, of dit 'n jong seun of 'n dogter is, of dit 'n jong man of 'n vrou is. Here, wie dit ook al is, mag jy in hulle gees en hulle harte investeer.
om vir Jesus 'n kans in hulle lewe te gee. As jy kom op daai punt wat jy nie meer wil lewe nie, wat kan jy nog verloor? Absoluut niks. En dis daar waar hulle net moet gryp aan die hand van die enigste ware God, skepper en verlosser in Jesus Christus, wat hulle verlosser vry kan maak, wat hulle oorwinnaars kan maak in die Here Jesus Christus. En U kan hulle kragtig gebruik om 'n positiewe verskil te maak. Hulle het die potensiaal, Here, om 'n positiewe verskil in soveel siele na U koninkryk toe te wen. Johannes 14:12 sê in die woord, ons sal doen wat Jesus gedoen het en nog meer. En ons skryf dit vandag op ons harte, ons maak dit ons sin, en ons loop op water in geloof, en ons weet dat U altyd die laaste sê het. Ek prys U daarvoor, dankie ook dat U altyd my gebede verhoor. Aan U God en Koning kom al die lof en eer toe in Jesus Christus se kosbare naam. Amen. Dankie my liewe broer en suster vir die voorreg om weer in jou lewe vandag in te bou. Aan God kom al die lof en eer toe. Ek prys die Here daarvoor. Dankie vir almal se liefde en ondersteuning. En ja, ons weet, ons Here, ons Koning is verheerlik deur hierdie woord. Ek prys die Here vir die geleentheid en vir die woorde wat hy so skool op my lippe kom lê het. Wat 'n voorreg om in sy naam geroep en bemagtig te wees en te spreek. Vir my 'n wonderlike voorreg elke dag in my lewe. Wees geseënd in Jesus Christus. Die Shalom vrede van ons almagtige God word vir almal toegewens. Ons sal selfs gou weer groetnis, liefde vir julle. Amen.